As ek die woord Afrikaner hoor, dan kom ouderam Afrikaner en jager Afrikaner, die eerste mense wat hulle self Afrikaners genoem het, kom by my op. Die Afrikaner clan, die Khoi Cowboys, wat ook 'n familie was, wat in die 1800s met 'n doek en 'n hoed op 'n perd met gewere rondgery het en vee gesteel het. Hulle het eintlik westerse drag gedra. So dit was baie snazzy ouens geweest. Is die estetika, jy weet, wat ek soort van sexy vind, ja. Ons praat hiervan voor die Wilde Weste in Amerika. Die was die Wilde Weste. Hy maar net skuins gelê en jou om 'n draai raak geskiet. Teen die laat 1700s het die Kaapkolonie se gesag net gestrek tot by die Groot Visrivier in die ooste en die Oranje rivier in die noorde. Ander kan die grens het wetteloosheid geheers en verskeie kansvatters, rebelle en rampokkers het daarheen gevlug en Afrikaans saamgeneem. Willem Anker verbeel hierdie gebied so in die bekroonde roman Buis. Oor kan die grens is ons almal bastards, almal drosterhonde. As oorlog volhard, bly mense aan die beweeg. Hulle sit nie lank genoeg stil om te stol tot kolonie nie. Families word bendes. Jy vat wat jy kan, solank jy kan. Ouderam en sy mense, die oorlam Afrikaner wie hier uit die kolonie uitkom. Die ouens het opgetrek, hulle was a force to be reckoned with. As hulle jou oorval het, dan het hulle gevat van jou en die vrouens het hulle ingetrek en die kinders. En die tipe mense moes maar aangeval het by hulle rituele en hulle ritmes. En hier moes hulle 'n taal gekom ontwikkel het wat hulle almal kan verstaan. En dit is die taal wat hulle dan op die pad gevat het.